Na al die feeskos en nageregte wil die meeste mense die jaar afskop deur gesonder te eet. En daarom het ons vir die dieetkundige Shani Legrandsie vandag hier om te gesels oor volhoubare eetgewoontes na die feestyd. Baie welkom. Baie dankie, Elsa. Wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle in Januarie wil probeer om reg te eet? Om ook aan te sluit met wat Marijke gesê het, ek sal sê dit is te drastiese veranderinge. Wil alles verander op een slag, crash dieete, te streng die eetgewoontes aanpak. So dit werk nie vir te lank nie, dit dra net by tot 'n teleurstelling, so wat beter werk is klein aanpassings tot 'n volhoubare dieet. Dis wat die beste werk. En jy weet, hoe weet 'n mens of 'n eetplan werklik volhoubaar is? Goed, ja, so 'n volhoubare plan wat ek altyd vir my kliënte sê, 'n goeie eetplan is 'n plan wat jy geniet, wat jy voel prakties is volgens jou leefstyl en ook iets wat jy 'n eetplan wat jy kan deurdra om te volg oor naweke en selfs in 'n sosiale spasie en nie te voel dat jy uitgesluit is nie en nog ook spanning vir jouself veroorsaak nie. Nou, moet ons onsself honger maak of moet ons streng aan maaltye sny om weer op koers te wees na die feestyd? Mens moet nooit honger wees op 'n eetplan nie om jou doelwitte te bereik nie. Om honger te wees beteken nie jy is besig om gewig te verloor nie. Jy is dalk selfs besig om teen jou doelwitte te werk. Ons moet onthou jou liggaam het 'n keuse om spiermassa te gebruik vir energie as jy in 'n kalorietekort is of vetstore. Ons wil maar eerder die vetstore gebruik, maar veral as jy honger meerderheid van die dag is, sien ons jou liggaam delf in die spierstore. Ek dink dis interessant want 'n mens lees dikwels van sommige eetplanne en dis meer wat van mening is dat jy jouself moet uithonger. So dis goed om te weet dit is nie die regte rigting nie. Wat is 'n paar eenvoudige eetgewoontes wat mense reeds hierdie week al kan begin toepas? Dis goed dat jy dit sê van reeds hierdie week, want ek dink baie mense voel, "Sjoe, ek het my hele yskas uitgooi, my kas herorganiseer." En dit is glad nie die geval nie. Kyk wat is reeds beskikbaar in jou omgewing om dit makliker vir jou te maak. Almal se begin lyk anderste, maar net om 'n paar praktiese voorbeelde te noem. Mens kan mik om proteïene by elke hoofmaaltyd in te sluit, so jou ontbyt, middagete, aandete. Mik dalk om gesonde peselhappies tussen hoofmaaltye te neem. Dit help dat jy net volhoubare energie het deur die dag en nie oorhonger is wanneer dit die tyd kom vir hoofmaaltyd nie. Jy kan mik vir elke happie wat jy eet om jou mes en vork neer te sit. Dit dwing jou om stadiger te eet wat voordelig is vir spysvertering as ook versadiging. En mens kan die riglyn volg van die My Plate model. So hoe die My Plate food model lyk, is jou bord word in 3 dele verdeel. Helfte van die bord vol jou laastysel groente, 'n kwart hoë vesel stysel en die ander kwart jou lae vet proteïene. Nou jy het genoem dat energie baie belangrik is deur die loop van die dag. Watter koskeuses help daarmee? Stysel sal nog steeds jou hoofbron van energie bly, maar ons wil graag hê mense moet hulle fokus rig op hoë veselstysel. Hoë veselstysel maak seker dat die suiker binne stysel stadig jou bloedsuiker verhoog. Dit beteken jy is voller vir langer en het meer volhoubare energie deur die dag. Dit help ook veral as jy proteïene saam met die stysel kombineer, ook vir stadige vrystelling van suiker en daai suikerpieks vermy. En wat is 'n voorbeeld daarvan? Van hoë stysel, hoë veselstysel. Ja. So dit sal nou die aartappel met die velletjie wees, jou soetpatats, jou butternut, quinoa, breinrys, alle goeie voorbeelde van hoë veselstysel. Goed, ter afsluiting, as jy een voedingswenk vir 2026 met ons kan deel, wat sou dit wees? Volg die 80-20 reël. As jy 80% van die kere gesonde keuses maak vir jou eetgewoontes, behoort jy nog steeds jou resultate te kry. 20% dan vir 'n bietjie lekkernye, dan voel jy nou ook nie jy's besig om hierdie jaar te streng aan te pak nie. Volgens die woorde van Napoleon Hill, progress always comes before perfection.
Wat 'n wonderlike noot om hierdie gesprek af te sluit. Baie dankie. Nou bly net waar jy is want ons is binnekort weer terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en ons hoop jy bly ingeskakel vir die res van hierdie program wat nog voorlê. Ons is nou weer terug.